Hallo en welkom by nog 'n episode van jou memoirs. Vanoggend gesels ek met Dr. Rolf Schoeman wat sy eie weermagverhaal geskryf het, sy eie memoirs, getiteld Weermag Stories. Dr. Rolf Schoeman is 'n pastorale en traumaberaader, natuurlik 'n skrywer, 'n narratiewe terapeut, 'n voormalige lid van 61 gemekaniseerde bataljongroep. Sy PhD was in praktiese teologie aan die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre, Dr. Rolf Schoeman. Ek dink, kom ek gee maar so agtergrond oor wie ek is en wat ek nou doen. Ek is 'n pastorale en 'n traumaberaader met 'n PhD in praktiese teologie, waar ek veral gefokus het op die ondersteuning van militêre veterane om die swaar dinge of die oorlogsverwante trauma te verwerk. Nou, benewens my berading is ek ook 'n outeur, 'n navorser en dan ook 'n dosent by die Universiteit van Pretoria. So kan ons net dalk afskop met wat is narratiewe terapie? Nie almal is bekend met hierdie term Ja, nie. narratiewe terapie is maar in 'n groot mate vertel van stories. So dis die terapie waar jy veral fokus daarop om die persoon te help om sy of haar storie te vertel. En deur die vertel van storie word jy genees. So dis maar en dis 'n baie interessante manier waarop jy dit doen. Jy weet, want jy stel die persoon in die posisie om hom of haar storie te vertel en dan is jy net die luisteraar. Dis nie jou storie nie. So jy is in die onbekende posisie waar jy luister na die persoon wat vir jou die storie vertel. En deur die vertel van storie en die vrae wat jy vra, word die persoon eintlik gehelp om genesing te ervaar. So dis 'n hele ingewikkelde manier waarop jy dit doen, maar dit werk baie goed. Wat vir interessant was in jou boek, skryf jy oor dat jou storie soms verander. Ja. Of ek sê nou soms, maar dalk is dit dat dit meestal die waarheid is dat iemand se storie elke keer wat hy of sy het vertel of skryf, Ja. is daar dalk iets wat bykom of iets wat verander. Ja. En toe het ek gewonder, baie veterane veral sê vir my, maar nee, ek wil die storie reg skryf. En ek is bekommerd dat dit nou soveel tyd verloop dat ek nou die drade gemis het en ek skryf dalk iets wat onwaar is. Sou iemand nou sit wat dalk luister en sê, ek wil begin met my storie, maar hierdie is die probleem wat ek het, dat my storie dalk verander met tyd en dit dalk nie meer so korrek is soos destyds nie. Ja, kyk, dit is moontlik, nê. Nee. En wat ek agtergekom het, baie ouens praat groot en dan weet daai groot praat stories verander so, want ek meen nou gaan dit oor die groot praat en nie altyd oor die feite nie. Dat hulle later heeltemal 'n storie vertel wat glad nie meer by die feite is nie. Ja. So dit gebeur. En ek dink die belangrike as 'n mens jou storie moet begin vertel, moet jy regtig tyd vat en jy moet teruggaan. En jy moet gaan kyk wat werklik gebeur het en dis belangrik dat 'n mens so gou as moontlik jou storie moet begin vertel. Maar dan moet jy dit ook behoorlik op die regte manier doen en gaan kyk na die feite. En nie sommer net, jy weet, jy moet 'n struktuur uitwerk oor hoe jy dit gaan doen. En daai struktuur, ek het nou in die boek ook weer eens gelees van die vloeistruktuur, Ja. dat jy amper 'n tydlyn eintlik opstel. Ja. So dit is belangrik. Jy sal sê mens moet daar begin met jou tydlyn. Ja. Ons noem dit die rivier van die lewe. So jy begin om jou eie storie van jou lewe te skryf, maar dit is soos 'n rivier. Jy weet, en jy het hoogtepunte, jy het laagtepunte. So ons het 'n hele struktuur wat 'n mens gebruik juis in die narratiewe proses om die persoon te help om op die regte manier die storie te vertel. En daar's 'n diagram wat 'n mens ook opteken, hoogtepunte en laagtepunte. So jy begin gewoonlik by jou die eerste wat jy kan onthou en dan daarvan af praat jy oor die hoogtepunte, laagtepunte en jy werk op 'n diagram waar jy dit heeltyd aanteken en dan, jy weet, dan word jy bewus van goed wat jy lankal vergeet het. Die oomblik as jy kyk na die jaartalle en die hoogtepunte, laagtepunte en jy dink aan die hoogtepunte en laagtepunte. So ja, nee, dis belangrik dat iemand 'n struktuur moet opstel om die storie te kan skryf. Ek het nogal vir myself dit begin doen, daai rivier opstel. Ek het nou nie so as sulks hoogte en laagte met nie, maar ek hierdie datums begin insit en ek moet sit op die datums insit kom. Ja. Ek voel ek dit vat nou nogal baie tyd want mense sukkel om die datum eintlik presies te onthou, dan moet jy teruggaan en deur dokumentasie werk en vir mense begin vra om die datum te kry. Dink jy dis belangrik om so vas te hak by daai presiese datum? Weet jy, ek dink nie die datum as sulks is so belangrik as die ervaring nie. Ja. Jy weet, want partymal en daar moet 'n mens versigtig wees. Dat jy nie net geskiedenis skryf nie, maar dat jy jou ervaring skryf. En dis hoekom dit hoogtepunte en laagtepunte so belangrik is. Want al daai ervarings het 'n positiewe of 'n negatiewe invloed op die res van jou lewe gehad. En dis hoekom as ons met die terapeutiese proses, die narratiewe proses werk, dan staan ons partymal stil by 'n spesifieke ervaring wat 'n baie groot invloed op die persoon se res van sy lewe gehad het. Maar om daai invloed van die res van sy lewe te kon verstaan, moet jy gaan kyk wat
hy of sy op daai stadium ervaar het, en dis wat hulle baie keer vergeet het, want hulle, jy weet, die veral die trauma en daai erge dinge, ons is geneig om dit te onderdruk en dit te vergeet, maar dit bly daar, en later spook dit by ons. En dis dalk ook daar waar jy verwys na 'n storie wat met tyd verander. Ja. Wanneer jy dan deur dit weer en weer vertel of skryf, elke keer is daar dalk meer van diepte wat daarin kom. Ja, jy sien, baie keer kry jy 'n nuwe perspektief. Ek het dit veral gesien nou met die militêre veterane. As hulle, die ouens wat saam in 'n spesifieke operasie was, begin praat, en hulle praat oor sekere insidente, dan sal hierdie ou sê, hoorie, maar daai ding het ek so ervaar en dit was my so erg. Dan sal die ander ou sê, maar jy's verkeerd, dit was nie so nie, dit was so. Dan sê die ou, maar ek kan nie glo nie, ek het heeltyd gedink dit was so. Dan verander sy hele storie en baie keer kry hulle genesing omdat hulle dan skielik die regte perspektief kry. So dis hoekom dit belangrik is wanneer 'n mens daarna kyk, weet, om seker te maak en te bid en ook maar die Heilige Gees te vra om mense te help om perspektief te kry oor wat werklik gebeur het. En dan kan dit verander. Sal jy sê daar is nadele daaraan om jou storie te skryf? Ja, verseker. Wat is die nadele? Weet jy, ek dink nie dis nadele nie. Ek dink dis meer dat jy moet weet dit gaan jou omkrap. Jy weet, wat hulle baie keer nie besef nie, is die oomblik as jy veral na daai seer herinneringe toe gaan en jy gaan dit ondersoek, dan is dit soos 'n wond wat jy oopmaak. Jy weet, 'n emosionele wond wat oopgaan en dan is dit seer. En dan, jy weet, dan ontnigter dit jou weer. En dan wil jy nie verder gaan nie. Maar dis dan juis wat jy moet behoorlik daarna kyk en selfs iemand anders te kry om jou te help. Miskien as jy met iemand kan gesels wat daar was om net die beter perspektief te kry wat genesing kan bring, dan doen jy dit. As jy byvoorbeeld met jou pa of jou ma kan praat oor 'n insident wat vir jou baie erg was, wat jy nog nie afgehandel het nie, dan kan dit jou help. Ja, waar hulle betrokke was. En jy gaan en jy sê ons sal daaroor praat, dan kan jy 'n beter perspektief kry en dan kan jy miskien ook genesing ervaar deur die hele proses. So ek het met my PhD, toe ek my PhD het gegaan oor my storie vertel, het ek op die ouend beraader gaan sien. En ek het hom gesê hy moet my help, want die oomblik as ek by sekere goed gekom het, het dit my regtig omgekrap. En dan moes ek met iemand praat om net weer perspektief te kry. Jy weet, die spesialist moet 'n spesialist sien. En dit was my die verrassing geweest. Weet, ek het dit nie gedink nie. Ek het gedink dit sal net goed gaan. En dis wat 'n mens net moet voorberei wees, maar jy moet ook nie skrik daarvoor en jy moet ook nie, dit moet jou ook nie weerhou om die storie te vertel nie. Want jy moet soontoe gaan en jy moet gaan perspektief kry en jy moet genesing kry. Nou, hoe weet jy dat jy nou op daai punt is? Jy skryf nou jou memoirs en jy voel ongemak. Hoe weet jy jy's op daai punt? Of hoe weet jy? Jou emosies. Jou emosies. Kyk, dis hoekom ons emosies het en dis so wonderlik. Die hartseer en jy begin agterkom, maar hierdie ding pla my nog. Hierdie ding maak my kwaad of maak my depressief of hierdie ding het ek nog nie deurgewerk nie. Jy sien, jou emosies help jou daar. En dis dan daar wat ek sê. Kry iemand om jou te help om die regte perspektief te kry. So amper as jy dink ek gaan nie hierdie meer doen nie. Dis daar waar die rooi lig is. Ja, presies. Weet ek het een ou gehad wat vir my gesê het hy gaan vir berading. Toe kom hy na my toe sê hy gaan nie meer nie want hy het net agtergekom hoe dit hom omkrap. Toe sê ek vir hom, dit is mos reg. Want jy werk aan jou emosies, jy werk aan jou hart, jy werk aan 'n emosionele wond en dit gaan jou omkrap. Hou net aan. En gelukkig het hy aangehou en hy het wonderlike genesing ervaar. So dis die trigger. Ja. So tans is jy besig met 'n tweede boek en hoe voel jy, hoe is die emosionele ervaring vir jou met hierdie boek? Is dit vir jou beter omdat jy nou alreeds daardeur gewerk het? Ja, dis vir my baie beter. En ek dink, ek is bly ek skryf hom nou. Ek wou hom al vroeër geskryf het, maar toe was ek nog baie verbitter. En ek het nou baie meer perspektief gekry oor wat ek wil sê en wat ek wil skryf. En ek wil in die boek wil ek regtig ons dienspligtiges net 'n geleentheid gee om weer na diensplig self te kyk. So ja, dis maar die fokus daarvan. Ja, en as ek nou reg onthou, dit is meer daai nabetragting of introspeksie wat jy daar doen. Ja, jy sien wat net gebeur het is ons het diensplig gedoen. En in die diensplig konteks van daai tyd het dit sin gemaak. Maar toe na 1994, na alles wat gebeur het dit nie meer sin gemaak nie. En nou vra hulle daai vraag eerstens die dienspligtiges. Was dit wat hulle gedoen het sinvol? Want die groot ding is daar was baie opofferings gemaak. En nou kom die vraag en sê die tweede vraag wat sê, was dit die moeite werd? Was al die opofferings, was al die swaar kry, was alles die moeite werd? En dis daai vraag wat ek hulle mee wil konfronteer. Want jy sien elkeen van hulle gaan hulle eie storie hê. Jy weet,
tandartsvriend van my het gesê, sy diensplig was fantasties, want hy was 'n tandarts, terwyl hy sy In die diensplig gedoen diensplig? het. Ja, jy weet, so hy het nie, mense het ook tandpyn. ja, hy het geen negatiewe ervarings gehad nie. Hy was nog bevoorreg om daar in Ovamboland in Osekati 'n tandarts te wees, maar hy was 'n tandarts. Jy weet, Hy het geen aksie hy gesien het nie. geen aksie gesien nie. Diensplig was glad nie vir hom negatief nie. Maar dat- selfs die kapelane het Ja. aksie gesien. ja, die kapelaan het baie 'n bietjie swaar gekry ook. Dit was my interessant om te Ja. besef. Ja. Ek het regtig gedink hulle is net in die kamp Ja. en help weet met die trauma Ja. en goed Ja. in die kamp. Ja. Maar Ja. nee, hulle het aksie Ja, gesien. ja. Ja, jy sien en dis die groot ding nie. Daar's die sekere groep wat aksie gesien het en wat trauma ervaar het wat baie keer ondersteun moet word. Maar daar's ander ouens wat 'n wonderlike tyd, jy weet die sportmense. Die jong, hulle het 'n wonderlike tyd gehad. Hulle het hulle sport beoefen. Weet ek sal nooit vergeet nie van die Springbokke wat saam met my gestudeer het ook so in my dienspligtyd het in Australië getoer. Dan word hulle daar 'n KO genoem terwyl ek 'n troep genoem word waar ons in opleiding besig was, jy weet. So dit was hulle het omtrent nooit eers die diensplig opleiding gedoen wat ons gedoen het nie, maar hulle het nog steeds, jy weet, hulle het nog steeds jy kan maar op 'n rang gekry en Word al as hierdie dit tipe ja. gesien, ja. So daar was jy weet uit daai prentjie moet net oorgedra word dat elkeen het diensplig op hulle eie manier ervaar. Die vraag vir my is net pla dit wat jy in diensplig ervaar het jou nou nog steeds en as dit jou pla, moet jy perspektief daaroor kry en moet jy dit verwerk. So dis in 'n groot mate wat ek maar in die boek probeer hanteer. Vir my was die ergste wanneer ek het nou so 'n stapel dienspligboeke wat ek nou deurlees en vir my is die ergste om net daai besef te kry dat dit meestal maar kinders was. Ja. En ek wat nou tans 'n matrikulant in skool het. Dit is nogal ek kry nou nog minder vleis as ek daaraan dink dat daai seuns veral seuns dit was eintlik maar net seuns die tyd was regtig so bitter jonk. Ja. En het nie 'n keuse gehad nie. Ja. Ja. So ja. Vir party was dit baie goed. Dit hulle identiteit gegee vir al die jong seuns, maar vir ander wat veral uit 'n gebroke huisgesin gekom het en ontwrig was baie erg, jy weet so. Proef die deel van dat die weermag jou eintlik afbreek om jou op te bou. Was van hulle dalk nie heeltemal opgebou weer nie? Is dit dalk iets wat maak dat hulle self nie as die moeite werd ag vandag om my storie te mag skryf, om my storie te kan vertel nie? Ja. Dat ek nog steeds dalk afgebreek is. Ja, jy sien dit is die hartseer van diensplig dat hulle so afgebreek was en dan 'n identiteit van 'n soldaat gekry het. En die probleem was na 94 is daai identiteit van 'n soldaat, want kyk jy moet 'n soldaat voorberei vir oorlog en dit is indoktrinasie. Jy moet sê jou vyand is 'n dit, is nie 'n mens nie want jy moet hom doodmaak. Jy moet dit vir hom sê. Anders gaan hy hom jammer kry. So jy word geïndoktrineer, jy word afgebreek en dan opgebou om 'n soldaat te wees. Die probleem is as jy terugkom, dan moet jy weer 'n mens word. En dis moet baie wat nie met baie van die meeste van ons nie gedoen is nie. En dis die probleem ook van 94. Die soldaat kom terug of kom ons kyk nou na die 94 onderhandelinge verkiesing. Nou skielik is die dienspligtige in die samelewing, maar daar's nie vir hom vertel waarom diensplig goed was en hy's nie voorberei vir die transformasie wat gekom het nie. En baie van hulle is nog vasgevang in daai vyand is dit. Swapo is nie 'n mens nie en ek sien dit baie op Facebook dat baie van die ouens praat nog steeds van die vyand en hulle praat van gemors en hulle het lelike woorde want in hulle kop het hulle nog nie besef maar dis ook 'n mens daai. Dit was in daai konteks was dit my vyand. Maar nou is dit 'n mens en ek is ook 'n mens. Ek is nie meer 'n soldaat nie. Jy sien. En ongelukkig was die meeste van ons eintlik al ons dienspligtiges is nooit gehelp om daai oorgang te maak van soldaat en nou 'n lid van die burgermag, 'n gewone burger van Suid-Afrika. En baie van hulle het vasgehaak. Dis hoekom hulle stories moet skryf. En dis hoekom hulle moet gaan kyk na waar ek vasgehaak en waar dinge gebeur wat veroorsaak het dat ek iemand geword het wat my familie ontwrig het en wat ek myself ook nie verstaan het nie. Jy sien. Ja. Die diskonneksie. Dis reg. Dis daai diskonneksie en dan ook die nuwe identiteit. Wat is my identiteit nou? Want dis wat met die meeste gebeur het. Jy weet jy het jou diensplig gehad en as jy terug. Nou moet jy 'n nuwe identiteit kry en hulle help jou nie altyd om daai nuwe identiteit te kry nie. Jy moet maar self dit uitwerk. Jy moet self dit uitwerk. Ja. En dan het ek nou net weer gewonder oor moet jy dus as jy vermoed dat jy dalk erger dat jy PTSD of daai CRT dat jy dit het, dat jy regtig daarmee sukkel, moet jy dan nog steeds jou storie skryf of moet jy eerder daai proses stop, iemand gaan sien en die proses daar begin? Ja. Jy sien die groot ding is dit gaan jou nie help om jou storie te skryf as jy
enige van hierdie oorlogsverwante trauma ervaar het nie. Jy moet eers na iemand toe gaan om jou te help om net dit te kan hanteer. En as ons hiervan praat, dinge wat die ouens regtig moet aandag gee is wanneer hulle nagmerries het, wanneer hulle hierdie flashbacks het, hierdie terugflitse, hierdie as hulle 'n ontploffing hoor, dan dit 'n uitwerking op hulle reuke, klank, al daai goed. As daai triggers nog 'n effek op hulle het, daar is hulp om daarvan ontslae te raak. En dis alles 'n emosionele effek. Ja, maar ja, partymal is dit 'n fisiese effek ook. Jy sien, want byvoorbeeld as jy weet 'n ou het vir my vertel, dit was nogal 'n dokter. 'n Dokter het vertel hy het met sy fiets agter 'n bus gery. En toe hy met daai fiets ry, toe hoor hy die bus se turbos en skielik dink hy aan die ratel en hy ruik die diesel. En toe dit 'n effek op sy liggaam gehad. Jy weet, hy het gevries. Hy het op daai oomblik gevoel hy's terug in Angola. Jy sien, en dis die probleem. En dit was 'n dokter, was 'n mediese dokter, maar hy het trauma ervaar. Jy sien. En dis daai snellers wat die triggers, in Engelse woord so mooi, wat dit is daar in jou brein. En dis wat die probleem is. Dis 'n brein PTSD en hierdie oorlogsverwante trauma is 'n breinbesering. Daarom kry ouens ook as hulle gediagnoseer word, kry hulle selfs ook 'n vergoeding by die weermag. Jy weet, want dit was 'n breinbesering. En dit is in jou brein. En daarom moet jy 'n professionele persoon kry om jou te help om daai breinbesering deur terapie te kan hanteer. En dit werk. Daar is regtig hulp. Daar is regtig kry hulle vandag, met ander woorde. Sou iemand nou vandag 'n veteraan vandag met PTSD, dis ons PTSD, gediagnoseer word, vandag kan hy vergoeding kry. Ja, hulle kan vergoeding kry. Die doel van hierdie potgooi reeks is om bewustheid te skep vir die belangrikheid daarvan om jou eie storie te onthou en op te skryf vir jouself en vir jou nageslag. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hul stories op te skryf vir hul nageslag. Ek wil asseblief vra dat wanneer jy hierdie potgooi reeks geniet en daarna luister, om dit ook dan te like of te volg en te deel of te share. En op daardie manier kan ons hande net sterker gemaak word aan hierdie kant. So by wie moet hulle dan uitkom? Jy sien, dis daar waar ons soos met die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging wat ons help. Dis goed om by jou, as hulle moet by 'n weermagvereniging uitkom, wat, jy weet, daar is verskillende, daar's 32 veteranenverenigings, maar veral die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging, as hulle ons kontak, jy weet, dan kan ons hulle help in daai proses. So hulle kan jou ook kom? Ja, hulle is baie welkom om my te kontak. Jy kan iemand diagnoseer? Ek kan hulle nie diagnoseer nie, maar daar is sielkundiges wat hulle diagnoseer en dan daarna die proses aan die gang sit. Okay. Ek het sielkundiges, jy weet, wat heeltemal professioneel is, wat dit ook al in die verlede gedoen het, nog steeds kan doen, en dan op die manier word die proses in die gang gesit, waar die persoon dan, ja, jy sien, hulle gaan ook nie net vergoeding kan kry nie, maar hulle kry ook terapie. Hulle kry ook die ondersteuning, dis die belangrikste. Ja, nee, definitief. Maar ons het net voor die gesprek nou gesels oor, dat baie veterane finansiëel regtig sukkel, en ek net gedink, as jy nou met dit sukkel, dan ja, jy sien, ons help, selfs die ons wat ook finansiëel sukkel, ons het 'n proses, sal hulle help, hulle moet maar net kom. Dan in jou boek, ek sien ek het hier ewig gesê, bladsy 35, gesels jy oor skryf jy oor leemtes. Nou, ek het dit self ervaar, jy is besig met jou storie, en dan dink jy, sjoe, maar daar's nou so 'n groot gap. Hoe maak jy nou met daai leemtes? Hoe maak jy om jou brein weer aan die gang te kry, om dit te onthou, dit wat jy nou, maar ek wil graag die storie volledig skryf. Ja. Weet jy, partymal moet 'n mens maar net rustig wees. Jy weet, soos nou met my boek wat ek ook nou skryf. Ek skryf, dan los ek hom. Jy weet, dan gee ek net eers kans. Dat ek sekere goed net weer bymekaar kry. En dan moet 'n mens maar net, jy weet, maar net bid, en ek glo die Heilige Gees kan 'n ou help baie keer om dinge te verstaan. So mens moet nie jouself druk nie. Jy sien, dis die groot ding. Dit moet eintlik 'n lekker proses wees in die opsig van, as ek agterkom ek het nou hulp nodig, dan gaan kry ek hulp en los ek alles eers. Jy weet, en as ek nou weer voel, nou wil ek skryf, dan skryf ek. So mens moet nie jouself dryf en jy weet, sê maar, ek moet nou net hierdie boek klaar maak. Ja, jy moet nie 'n werk maak, is 'n avontuur. En dis hoekom dit wonderlik is dat, kyk, soos leemtes, as jy voel, maar hier wil ek bietjie meer uitvind, gaan praat dan met iemand wat jou kan help om meer uit te vind. Jy sien, dis wat my baie gehelp het ook in my eie storie, is ek het navorsing oor trauma gedoen. En die oomblik, as ek daai navorsing gedoen het, dan het dinge vir my oopgegaan. Dan besef ek, wow, nou besef ek eers, wat moet my gebeur het? Nou verstaan ek myself beter, want ek kan nou sien, daai trauma
het hierdie invloed op 'n mens. Jy sien, en dit Hoekom iets jou geaffekteer het. Ja. En dis wat baie belangrik is dat 'n mens moet jy moet gesels met mense. Jy weet, en ek dink die lekkerste is as 'n mens jou storie kan skryf is as jy met ander ouens ook oor hulle stories gesels. Ja. Jy weet, en dan maak dit jou storie beter. Ja, en ek dink vir jou was dit dalk daai toe jy die Waarheids- en Versoeningskommissie. Ja. Dit het, soos ek van die boek verstaan, by jou dinge losgemaak en en toe kon jy met jou navorsing en skryf agterkom hoekom dit jou so geplaai. Ja. Kyk, in my navorsing, ek was baie ongekrap met die Waarheids- en Versoeningskommissie. Ek wil nie eens daar Nou het ek warm siel opgemaak. Ek was ongelooflik omgekrap. Want ons dienspligtiges moes eintlik ons storie vertel, maar ons was nie gereed nie en ons het ook nie geleentheid gehad nie. Jy voel eintlik te nagekom. Ja, so ons dienspligtiges het sekondêre trauma ervaar. Almal van ons, en ons het dit nie besef nie. En baie van ons het stil geraak. Ons wil nie praat nie. Ons is kwaad. Ons voel verontreg. Party van ons het begin skuldig voel en skaam gevoel oor goed wat ons gehoor het. En nou trek jy terug want ander mense verstaan jou nie. En dit is, jy weet, dit is waar jy nie moet wees nie. En wat my behoud was is toe 6-1 Meg, toe ek hoor hulle het 'n storie vertel proses. En hulle nooi my uit om my storie te gaan vertel. En die oomblik toe ek my storie daar begin vertel en die ander stories hoor, toe het ek op jou die boek geskryf. Jy sien, want toe kon ek nou toe kon ek nou die verskillende dinge bymekaar bring en ek kon toe op die einde sê, okay, nou dit wat ek ervaar, gaan ek nou in 'n boekvorm skryf. En daai boek het my toe verder gehelp in die genesingsproses. Heel aan die begin skryf jy oor jou ouerhuis en hoe baie stories jou pa en jou oupa en almal vertel het en dat jy so 'n goeie idee gehad het van die Vryheidsoorlog en net julle familie se geskiedenis gehad het. Ja. Maar dis vir my so gemis in ons generasie dat ons nie daai stories van die grensoorlog het nie. Ja. So min word vertel en ons begryp nie die konteks nie. Ons moet boeke gaan oplees, maar dit is so ryk om dit by jou eie ouers, by jou eie grootouers te hoor. Ja. Is dit nie, soos wat jy reg sê, die veteraan se verantwoordelikheid om dit oor te dra nie, sodat dit dan reg verstaan kan word deur die kinders in die nageslag. Ja. Nee, dis verseker so, hoor. Die rede hoekom, kyk, mense kon maklik oor die Boereoorlog praat want die Engelse het ons en ons was slagoffers. Ja, dat was 'n vyand. Ja. Nou met die grensoorlog word daar van ons gesê dat ons was die onderdrukkers. En dis hoekom in hierdie boek van my wil ek juis daai perspektief reg uitbring van ons was nie onderdrukkers nie. Wat die groot narratiewe van die hele bevolking is nie. Ons was nie onderdrukkers nie. Ons was aangewend om stabiliteit en wet en orde in ons land te kry. As ek dit nou kort wil opsom. Daar kan baie daaroor gesê word, maar as jy gaan kyk wat in 1994 gebeur het, die oorgang. Ek meen, daar's nêrens in Afrika waar daar so stabiele oorgang was as in Suid-Afrika nie. Jy weet, en dit was ons dienspligtiges. Dit was ons weermag, verstaan jy? Met ander woorde, ons het soveel mooi goed gedoen wat ons nie altyd van bewus was nie, omdat die negatiewe soveel die mooi goed oorskadu. Was in die kollig. Ja. En dis hoekom dit so belangrik is dat 'n mens jou storie moet vertel. En dat jy die mooi ook moet uitbring. Jy weet, om die negatiewe, jy weet, ek onthou baie goed, ek het 'n bietjie navorsing gedoen en toe kom ek op 'n onderwyseres af in Namibië. Wat 'n verhandeling, haar verhandeling in geskiedenis het sy gedoen oor die oorlog in Namibië. En toe vertel sy daar in haar boek, en dit was toe oor die Kongo basis waar ek ontplooi was. Toe vertel sy daar in haar boek hoe die Kongo basis se mediese dokters die mense buitekant gehelp het en hoe goed die basis eintlik vir die plaaslike bevolking was. Sy as 'n Namibier skryf toe daaroor. En dis van die mooi wat uitgekom het daar. Jy weet, en dis goed wat by ons nie altyd uitkom van die positiewe rol wat ons dienspligtiges in die swart woongebiede gehad het nie. Wat hulle ook, jy weet, as onderwysers gehad het, as dokters. Die dienspligtiges het gedien, jy weet, hulle het gedien in die samelewing. Baie van hulle in hulle dienspligtyd. Hierdie goed kom nie uit nie. Daar word net oor die oorlog gepraat, jy weet. So ja, ek dink dis belangrik dat ons stories moet vertel en die mooi moet uitlig. En ook die negatiewe, en ons moet dit konfronteer, maar ons het baie mooi stories om te vertel. Ja. Ek dink nou ook aan 'n boek wat ek nou onlangs gelees het, ook van die grensoorlog, van die Boes van skole, wat die weermag daar bestuur het en opgerig het. Ek weet nogal wat vandag van hulle geword het, maar dit was definitief positief. Soos jy sê, daar's soveel mooi stories. Kan ons 'n bietjie meer oor die proses verder gesels? Byvoorbeeld, jy noem van 'n negatiewe diskurs, as jy agterkom dit is waarmee jy nou besig is. Jy noem ook later
van 'n meesterstuk dat jy jou storie opdeel in sekere dele. En die meesterstuk sien ek nou, ek weet nie of ek reg dit verstaan nie, as die sentrale gedagte van die storie. Ja. Skryf jy nou eers jou tydlyn en dan identifiseer jy iets wat jou meesterstorie is. Ja, weet jy die meesterstorie is in 'n groot mate amper die konteks van waar dit plaasgevind het. Soos byvoorbeeld diensplig. So met ander woorde, jy moet heeltyd terwyl jy jou storie, kom ons sê, oor diensplig skryf, moet jy nie daarna kyk uit vandag, jy weet, se verwysing nie. Jy moet teruggaan na die konteks. Jy moet gaan na daai meesterstorie. Ek kan dit vir jou vertel. Ja, die milieu, die historiese konteks. Die hele kwessie van, soos in my dienspligboek skryf ek oor, mense praat nou verskriklik maklik oor die swart gevaar en die rooi gevaar en jy weet, totale aanslag. Maar hulle praat daarvan uit vandag se narratief, as jy dit so kan stel. Ja. Maar daai tyd het hulle nie besef wat werklik daartoe gelei het, dat die mense 'n swart gevaar ervaar het nie. Hulle kyk nie daarna nie. So as jy ook jou storie skryf, moet jy gaan kyk na die konteks van wat in daai tyd in Afrika en met die Koue Oorlog. Dis jou meesterstorie amper meerendeels wat jy moet in ag neem die oomblik as jy by jou storie uitkom. Jy sien. So jy kan nie teruggaan en net 'n storie skryf met jou verwysing vandag nie. Jy moet regtig 'n bietjie huiswerk gaan doen en dink, maar daai tyd, hoekom het ek so gevoel? Jy weet, en hoekom dit en jy moet nie heeltyd sê maar nou vandag, jy weet, jy moet regtig terugdink, teruggaan in daai konteks, in daai milieu, in daai perspektief, in die historiese situasie. Jouself eintlik weer insink in hoe jy toe was en hoekom jy dit toe was, en dan na dit kan jy dan sekerlik die nabetragting deel doen. Vandag wat nou sit, dink ek nou so daarin. Jy sien, en dit help mense om genesing te ervaar. Jy sien, en dis hoekom ek in my eerste hoofstuk van my boek praat ek van daai konteks, die historiese konteks. Ja. Want jy weet, ons het ook een waarheid daar ervaar. En dit was ons nasionalistiese waarheid. Ons het die swart mense as 'n bedreiging gesien as gevolg van die gewapende aanslag, maar ons het nie besef hulle is ook besig met 'n nasionale stryd om stemreg te kry, jy weet, om erkenning te kry. Hulle was daarmee besig en ons was met ons eie gedeelte besig. En ons was in konflik, maar ek het net my eie storie daai tyd het ek verstaan. Nou is ons heeltemal in 'n nuwe storie. So dis hoekom mense partymal met hulle ook moet praat om te verstaan wat hulle ervaar het, sodat jy ook beter kan verstaan wat jy ervaar het. Jy weet, in my gesprekke met ons voormalige vyand van die ANC en die PAC-lede was die eerste ding wat my opgeval het, en dit kom nou weer terug na die mens word na die hele stryd. Jy weet, die eerste ding wat my opgeval het was, hulle was jong soldate, kom ons sê soldate, hulle was, jy weet, vryheidsvegters. Hulle was in 'n geveg betrokke as jong mense en hulle was uitgebuit deur die politici. Op die einde was hulle dieselfde as ons. Nie keuse nie. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle het ook, jy weet, hulle was in hierdie stryd, hulle het geglo hulle doen die regte ding. Ons het geglo ons doen die regte ding. Politici het hulle misbruik, politici het ons misbruik en ons is eintlik almal veterane en ons is almal mense. En die oomblik as jy hulle storie hoor, dan ontdek jy die mens. En die oomblik as jy jou storie vir hulle vertel, dan ontdek hulle die mens in jou. En dis wat vir my so interessant was, is die vyand is nou nie meer 'n iets wat ek moet doodmaak nie. Dis 'n mens wat ook maar swaar gekry het. Jy weet, en wat ook nou aanpassings het. En ek werk nog baie keer met van die veterane van wat ons noem die nie-statutêre magte. En ek het 'n klomp groot vriende het ek nou al klaar, jy weet, ontdek in hierdie hele proses wat ons so lekker kan saamgesels en ons praat oor die dinge openlik. Maar daar's geen nydigheid nie, daar's nie 'n vyandigheid nie, want ons het mekaar as mense herontdek. So as jy sê nie-statutêre magte, dis nou vir my 'n nuwe term. Ja, wat is dit? Die nie-statutêre magte is ANC, PAC, AZAPU, en dan eintlik die PAC is nou MK en die PAC is APLA en die ANC is MK. Hulle is die nie-statutêre magte. Die statutêre magte is die ou weermag en die ou weermagte van die tuislande. So die oomblik toe hulle geïntegreer is, toe hulle daai onderskeid gemaak. Okay. Van nie statutêr en statutêr. Want ons was baie meer, ons was soldate. Hulle was nie soldate nie, hulle was vryheidsvegters. Jy sien. Ja. En daar's 'n groot onderskeid. So en dis hoekom mense jy moet hulle gesels om te hoor hoe lyk hulle wêreld, nê. Maar ja, so dis waar daai twee name vandaan kom. Ja, dis eintlik so kosbaar dat jy in so 'n kring kan gesels en dat jy daai besigheid wat almal nie het nie. Ja, so voorreg. Ek dink dit is 'n groot voorreg. Jy skryf ook van dekonstruksie. Dekonstrueer jou storie. Nou, vir my is daai term, as ek dit hoor, dink ek nou maar net in 'n restaurant wanneer hulle nou vir jou die bord kos bring en in steede van om die gereg nou as 'n geheel te bring, het hulle dit nou in klein stukkies en
jy kan dit nou stukkie vir stukkie opeet. Ja. Is dit tipe van die gedagte wat jy hier bedoel met dekonstrueer jou storie, deel hom op? Ja, dis goed om jou storie so op te deel. Nou praat jy van die konstruksie. Onthou nou, daai is die konstruksie, nê. Maar die dekonstruksie is om dit wat opgebou was af te breek. Ja. Jy sien, maar die belangrike hier is veral as jy 'n negatiewe konstruksie gekry het. Met ander woorde wat ons in die narratiewe sê, is dit is, jy weet, jy het stories oor 'n tydperk gekoppel aan 'n tydperk wat saam die Engelse woord gebruik ons in 'n mate ook 'n plot, 'n tema vorm. Met ander woorde, jy konstrueer en jy stel 'n storie saam volgens 'n tema en op die einde kom jy tot 'n gevolgtrekking. Nou het jy 'n storie gekonstrueer. Ja. Okay. Nou kom jy agter maar hierdie wat ek nou hier gebou het, gekonstrueer het, was eintlik 'n leuen. Ek het dit geglo Maar hoe kom jy dit agter? deur ander waarhede wat jy nou hoor. Verstaan jy? So met ander woorde, nou kom jy, ja, dis reg. Nou kom jy agter, maar kom ek noem nou vir jou 'n voorbeeld, jy weet, hierdie ou in die weermag, hy kon nou daar betrokke geraak het in 'n insident of wat ook al en hy het nou geglo daai insident was hy skuldig. Hy het dit geglo. Ja. Maar die oomblik toe hy met van sy ander kamerade praat, toe besef hy maar hy was nie skuldig nie. Jy sien nou kom daar nuwe feite wat hom help om die leuen wat hy geglo het, wat hy gekonstrueer het af te breek. Nou kry jy die feite en die feite begin nou al die ander feite wat daar was te neutraliseer. Nou kom hy en sê, "Jo, dis nou ek kan nie glo dat ek dit al die jare geglo het nie." Maar hy het dit so opgebou met verskillende insidente wat hy saamgevoeg het oor tyd en tot 'n gevolgtrekking gekom. Nou het hy 'n nuwe gevolgtrekking en nou breek hy dit af. So ons praat ook van die alternatiewe storie wat jy opbou. Kyk, jy het 'n storie. Ja. Nou bou jy 'n alternatiewe storie wat nou eintlik hierdie storie weer lê. En dis wat gebeur wanneer jy 'n storie skryf. Want die oomblik as jy nou nie na die feite gaan kyk, dan kom daar nuwe perspektiewe by. En daai nuwe perspektiewe help jou om 'n nuwe storie te skryf. So as jy reg jou storie skryf, gaan jy 'n heeltemal nuwe storie hê as wat jy vroeër gehad het. En dis die wonderlikheid daarvan. Jy weet dat jy die oomblik as jy begin skryf, begin jy agterkom, nou ervaar ek genesing, nou kry ek perspektief en dan dekonstrueer jy die ou storie en nou het jy 'n alternatiewe storie, 'n nuwe storie. En dis wat ons met die terapeutiese proses van die narratiewe benadering, die persoon wat ons mee help. So ons help hulle om 'n nuwe perspektief, 'n nuwe storie te ontwikkel deur die ou storie te dekonstrueer, af te breek. Dan het jy ook van hoop geskryf. Ja. En dat jy dan, ek het nogal gehou daarvan dat jy sê dink aan jouself as 'n speurder. Ja. Jy ontgin nou hierdie storie Dis presies dit. en jy probeer sien maar Ja. waar is daar dalk Ja. iets. Ja, jy's 'n storiespeurder. Ja, ek het nogal gehou feite, van daai. ja. Dis net soos in 'n hofsaak, jy weet. 'n Persoon as daar in die hofsaak is 'n prokureur kom en hy vat daai storie wat daai ou vertel het, vat hy aan. Hy sê maar daar het jy nie waar gepraat nie, daar het jy nie waar gepraat, veral as hulle mos nou iemand aan die getuiebank het, nê. Nee. En jy doen dit net met jouself nou. Jy's ook hierdie storiespeurder wat jy gaan sê, maar is dit wat ek daar geglo het regtig die waarheid? En dan kom jy agter maar dit is nie die waarheid nie. En dan kry jy soveel genesing. As jy skuldig gevoel het byvoorbeeld oor 'n ding en hulle kom en hulle sê, as jy skaam gevoel het oor 'n ding en jy kom en iemand sê vir jou, maar jy het nie rede gehad om skaam te wees nie. Dan is dit so wonderlik, maar jy moet eers self gaan ondersoek instel na daai feite en gaan ondersoek na wat jy geglo het, is dit die waarheid. En dis waar hierdie storie speurder inkom, waar jy sê maar ek het dit geglo. Is dit regtig die waarheid? As dit die waarheid is, wonderlik. Maar as dit nie die waarheid is, wat is dan die waarheid? En dan bring jy dit in. En so begin jy jou alternatiewe storie al meer en meer ontwikkel. En hierdie storie gee jou weer hoop. Want baie keer is dit ons noem dit die vasgeloopte storie. 'n Persoon het hierdie negatiewe storie gekonstrueer, gebou met 'n gevolgtrekking. En hy sal vir jou sê ek glo dit, né? Nou kom jy en jy sê jy moet dit nie glo nie. Nou wil hy dit nie, ek meen hy glo dit. Maar as jy na hom toe kom en jy konfronteer hom en jy sê, weet jy glo dit, maar jy het vir my dit vertel, wat teenstrydig is met wat jy daar sê en glo, hoe kom dit in? Nou begin jy hom laat dink, en dan begin hy ondersoek instel, sê van dit is die waarheid. Nou konfronteer jy hom, sonder dat jy sê hy is verkeerd, met feite, wat jy as 'n speurder begin uithaal, en vir hom na vore bring en sê, jy het dit heeltyd geglo, maar jy vertel my van dit, vertel my meer van dit, jy het vir my vertel van dit, dit is jou alternatiewe aspekte wat uitkom. Ek dink nou nie mooi Afrika. Kyk, ek het gebruik nou. Jy kan maar Engels praat. Ja, maar Engels praat hulle van die unique outcomes. Unieke uitkomste. Ja, unieke uitkomste. Jy sien dit is sulke wow oomblikke van wow, ek het dit nie. Ek het dit vergeet.
Jy weet daai, en dit is wat hoop bring ook. Aan die ander woorde, die oomblik as jy die persoon 'n nuwe perspektief gee, dan bring jy outomaties hoop. En wat nou gebeur is, sonder dat jy heeltyd hom met feite konfronteer, sê, hoor jy's verkeerd, want dit, nou kom jy en jy sê vir hom, gaan kyk self, waar was jy verkeerd in jou aannames wat jy gemaak het. Jy sien, dis wat die storie vertel so lekker maak. En wat van die veteraan wat nou hooploos is? Jy skryf daar van 'n idee wat ek nogal gedink het oulik is, dat jy jou storie vertel of skryf sonder daai gebeurtenis. En dat jy eintlik sê, as dit nou glad nie gebeur het nie, vertel my nou jou storie. Ja. En dan is daar dalk 'n hoop daar, dat jy amper 'n onwaar storie skryf, maar dis amper 'n verbeel-storie. Ja. Jy sien, daai is baie belangrik wat jy nou sê. Dis veral, en dis waar ons metafore ook gebruik. Verstaan jy? Waar jy vir die persoon, kyk, partymal voel iemand skuldig. En dan sê jy vir hom, hoorie, maar jy sê nou jy het dit gedoen en jy voel skuldig daaroor. Maar kom ons sê jy het dit nie gedoen nie, wat sou dan gebeur het? Jy weet? En dan konfronteer hy hom weer, soos ek sê, met daai feite wat hy nie altyd aan gedink het nie, want hy is so vasgevang aan net dit wat hy geglo het. Jy sien? En dan begin jy 'n metafoor inbring om te sê, jy weet, dink 'n bietjie aan hierdie storie, jy weet, hoe sou hierdie storie uitgeloop het, soos jy nou sê, as jy anderster opgetree het, jy weet. En dan begin hy besef, maar, wow, eintlik het ek reg opgetree. Gegeewe die omstandighede, maar ek het gedink, ek was verkeerd as gevolg van my interpretasie. My interpretasie was verkeerd, want daar is nou 'n nuwe interpretasie wat ek nou sien, wat my 'n beter perspektief gee. En wat dink jy daarvan, Rolf, om in die derde party te skryf? Om nie te sê, Anay dit en ek het dat. Nee, om eintlik te sê, Anay het dit, in steede van ek het dit gedoen. Is dit iets wat jou bietjie verder weg, vat jou te ver van die storie af? Gee jy dalk 'n ander perspektief, sodat jy na jou eie storie kyk? Baie keer voel ek mense is dalk so 'n bietjie te in dit in, om heeltemal die speurwerk te kan doen. Ja, kyk, dit kan jou help as jy dit doen, om 'n bietjie los te maak van die situasie, en nie so direk in die situasie betrokke te wees nie. Ons gebruik ook 'n terminologie van externalisering, jy weet, in die hele narratiewe proses, van waar jy 'n bietjie losmaak, en eintlik jouself losmaak van 'n probleem, en nie sê jy's die probleem nie, jy weet, maar jy sê, dit is die probleem, ek is die persoon wat die probleem moet oplos, maar dis die probleem, ek is nie die probleem. Jy sien, so dit kan in 'n mate help, wat jy nou sê, as jy in die derde persoon dit doen. Maar die belangrike is, en dis wat ek hier wil uitlig, is dat 'n mens moet besef, maar ek is nie die probleem nie. Ek is baie keer iemand wat 'n wonderlike potensiaal het en ondersteuning het, wat 'n probleem kan oplos. En daarom moet ek die probleem behoorlik formuleer, sodat ek die probleem hanteer en nie net na myself kyk nie. En ek moet ondersteuning kry en die vermoë kry om die probleem te kan hanteer. Die uitdaging, nee. Maar die probleem is die probleem. Ja, die probleem is, ek is nie die probleem. Die probleem is die probleem. En dis wat baie mense baie keer nie doen nie. Jy weet, hulle sien hulle self as 'n mislukking. Ek is 'n mislukking. Jy is nie 'n mislukking nie. Die mislukking is nie. Jy het misluk in die hantering van daai probleem. En jy kan nou, as jy die regte dinge doen, daai probleem oplos. So jy moet jouself bemagtig. Ek dink ek het my lysie nou jou volledig deurgewerk wat ek nie gedink het moontlik was nie. Miskien kan ons afsluit met dit waarmee jy begin het in die boek, was in die voorwoord gewees, wat in 2013 het hierdie artikel geskryf, en 'n dokter het dit ook gelees wat 'n veteraan was, en het hom so ontstel, en hy kry toe die raad om 'n brief terug vir die redakteur te skryf. En daai skryf van daai brief het soveel verligting vir hom gebring, dat, miskien as jy bietjie kan ietsie net sê oor iemand wat nog steeds huiwer om te praat of te skryf oor sy storie. Ek het in my PhD, die laaste gedeelte van my PhD, het ek 'n Amerikaanse veteraan aangehaal, wat gesê het, morele verwonding, dis die een, ons nou nie eers oor hom gepraat nie, maar morele verwonding is wat die meeste van ons ouens ervaar het. En daai ou het gesê, die oomblik toe hy begin skryf, toe ervaar hy genesing. En toe het hy ook daar gesê, ons moet skryf, al is dit seer, al is dit moeilik. Ons sal nie genesing ontvang as ons nie begin skryf nie. En dis die belangrikste. Jy moet begin vertel, veilige omgewing kry, waar jy kan begin vertel, en dan moet jy begin skryf. En terwyl jy skryf, moet jy praat, perspektief kry, maar jy moet skryf totdat jy op jou eind voel,
nou het ek regtig my hart uitgestort en ek het ervaar hoe my genesing in my hart plaasgevind het.